Die eerste een, jy moet hierdie goed weet, jy moet dit glo, en jy moet dit in jou hart vasmaak, want dit sal alles vir jou verander. Nommer 1, Jesus is die ewige en die oneindige. Jesus is die ewige en die oneindige. In Openbaring 1 vers 8 sê dit, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Nou, in ons Bybellyn wat ons het, is ons baie keer geneig om te dink, die hele Ou Testament het afgespeel, en toe is daar 'n dag toe word Jesus gebore. En dis die begin van Jesus. Dis nie die begin van Jesus nie. Jesus is die Alfa. Hy was nog altyd daar. En kom ek gee vir jou net 'n paar gedagtes rondom Alfa en Omega. Alfa en Omega beteken, as waar ook al daai begin is, daar was ek. En waar ook al die einde is, dis twee lyne wat een loop in die ewigheid vorentoe en een loop in die ewigheid. Kom ek sê vir jou, ek en jy het tyd nodig om goed te definieer. Ek en jy het tyd nodig om goed vas te pen, verjaarsdae, huweliksherdenkings en goeders. Ek en jy het nodig. Die aarde en die sterre en alles is geskep, sodat ek en jy tyd kan hê. God staan buite tyd. Dis wat hy met dit probeer sê. En kom ek vat Johannes 1. Nou, julle het al Johannes 1 gelees, né? Nee? Okay, kom ek vat Johannes 1. En dit gaan oor die woord. Nou, hou net vas, want jy gaan nou wonder, hoe kom ons van die woord by Jesus? Hou net vas, ons gaan naby uitkom. In vers 1. In die begin was die woord daar. So, was die woord waar? In die begin was daar. Waar was hy? Die woord was by God en die woord was self God. Nou gaan ons na vers 2 toe. Hy was reeds in die begin by God. Nou, begin is 'n relatiewe begrip. Nou gaan in vers 3 gaan begin gedefinieer word. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom het. Nou, bestaan die see? Ja, voor die see was Jesus daar. Bestaan die berge? Ja, voor dit was Jesus daar. Bestaan die sterre en planete? Ja, voor dit was Jesus al daar. Bestaan engele? Voor die engele was Jesus reeds daar. Voor alles bestaan het, was Jesus reeds daar. Nou wat probeer die vers sê? Dit beteken tot in ewigheid, terug in tyd, was Jesus nog, was die woord, jammer, ons kom nou daar. Nou gaan ons aan vers 14 toe. En die woord het mens geword. Ek het my preek nou weggegee. So kom ek som net gou hierdie paar verse op wat jy dit het. So, die woord was in die begin, van die begin af daar, die woord was by God, die woord was self God, en die woord het vlees geword. So die vraag is, wie is die woord? Die woord is Jesus, julle het dit, nee. Julle het dit. So, hier is wat dit vir ons vandag beteken. Ons redder, die Here Jesus, het nie 'n begin gehad nie. En hy het nie 'n einde nie. Sy begin was nie in die begin van die Nuwe Testament en sy einde toe hy hemelvaart gehad het. Nee, hy's ewig. Hy's gister, hy's vandag en hy's môre en hy's dieselfde. Hy is die ewige en die oneindige. Kan iemand amen sê daar? Okay? Ek en jy kan op hom reken. Jy kan. Hy sê vandag hier en môre is hy weg nie. Hy's daar.